Amen. Kom ons gaan lees. Romeine 14 vers 4 met tema vanmôre. Ek staan by my meester. Ek staan by my meester. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Wat is God? Magtig om wat te doen? Om hom staande te hou. God is magtig om jou staande te hou. As jy staan by jou Here. Ons bid saam, baie dankie Here. Vra die woord lewendig en kragtig in ons kom lê. Laat die woord wat U gespreek het vir my word sout. Laat die woord vir my word soos goud. Laat die woord vir my word soos lewende water, sodat ek kan drink en vervul kan word, sodat U in en deur my lewe verheerlik kan word. Kom vanmôre, wek in my op U goedertierendheid. Amen en amen. Amen. Toe Jesus aan die kruis gesterf het in Johannes 19:30, kom die woord en hy roep uit in die vorige vers sê, en toe Jesus weet dat alles volbring is, het hy uitgeroep en gesê, dit is volbring. In ander woorde, dit is klaar. Ek het stop gedoen. Ek kan net vir julle sê, die awesomeness van baie uitroep beteken, elke Joodtaal en elke titel wat gespreek is oor hom is vervul. Ja. Elke profetiese woord rondom hom is vervul. Die hoëpriesterskap het daai dag verander, want Christus het die hoëpriester geword. Bloedoffers kon niks meer doen nie. Daar sal jy sien mense wat diereofferings slag. Hulle kry nie vergifnis van. Hulle probeer onder die wet hou, maar jy kan nie vrykom van jou sonde onder die wet nie. Daarom het hy gesterf, sodat wat kan kom? Sy bloed vir jou vergif. Sonder die bloed van Jesus is daar nie vergifnis nie. Sonder die bloed van Jesus is daar nie vergifnis nie. En toe hy daar hang en hy sê dit is volbring. Wat beteken dit? Twee goed. Dis die einde van een dispensasie, maar ook die begin van 'n nuwe dispensasie. Van wat? Genade. Ja. Hy kom en nou hoef ek nie meer onder die wet te wees nie. Ek kan nou onder die genade van die Here wees. Amen. Want die genade maak vry. Amen. Daar begin 'n nuwe ding. Dis wat jy sê. Jy hoor ons mense sê dat hulle ongeag die som, sê jy is moeg om laat te slaap en jy is moeg om te drink of te loop, whatever die storie. Wat sê mense? Ek is moeg, ek is klaar. Ek is klaar met hierdie laataande. Ek is klaar met hierdie sonde in my lewe. Wat sê hy? Dit het tot 'n einde gekom. Met ander woorde, hy gaan nie nou sterf nie. Wat sê hy? Ek begin 'n nuwe ding. Ek laat nie hierdie ding oorkom hiernatoe nie, want ek begin 'n nuwe begin in my lewe. Ek gaan nie meer teruggehou word deur hierdie saak in my lewe, maar ek verkondig aan dat daar 'n nuwe lewe in my lewe gaan begin plaasvind. 'n Lewe van vry, 'n lewe van hoop en 'n lewe van geluk. Wat doen die wet? Wat het die wet gedoen? Die wet maak dat jy die Here op meriete dien. As jy goed was, dink jy, nou gaan God vir jou goed wees. As jy nie goed was nie, jy bid, dan voel jy die Here gaan jou nie antwoord. Dis reg. Want jy dien die Here op meriete. As jy genoeg gebid het, sal die Here jou hoor. As jy nie baie gebid het nie, dan gaan hy jou nie hoor. Dis wat die wet doen. Die wet maak dat dit wat jy insit, gaan jy uitkry. Maar genade doen dit nie. Genade bring jou by kindskap uit. Amen. Onthou net, die wet wag altyd vir 'n straf. Maar genade wag vir vryheid.
Soos jy, enige oomblik wanneer jy na die Here toe gaan en jy begin bid dat die Here jou sal hoor en verhoor en jy dink onmiddellik, maar ek verdien dit nie, want ek het nie genoeg gebid nie, ek het hierdie sonde in my lewe, wat doen jy? Jy is nie meer onder genade nie, jy het jou onder die wet gevat, want nou wil jy met die Here beraadslag en werk oor jou meriete. Hoe goed is jy eintlik? Of hoe sleg is jy eintlik? Dis wat die wet doen. Maar genade maak my en jou vry. Dis daai ding, wanneer jy sonde in jou lewe het, wat doen die meriete? Ek voel of die Here jou nie hoor nie, ek voel of die Here jou nie sien nie, ek voel nie of die Here jou antwoord. Dis onder die wet. En hoe maklik kom ek en jy, en ons haal onsself uit die genade uit en bid plaas ons onder die wet. Want jy dink heeltyd, jy moet so werk en so leef, anders verhoor die Here jou nie. Dat is nie vir jou genade, en dis nie waar. Ek dien nie die Here op meriete nie. Ek dien die Here deur genade. Ek het vryheid met die Here. Ek het oorwinning met die Here, ek hoef niks te doen nie. Daarom sê die woord, ek is deur genade gered. Nie deur my werke nie. Ek is nie gered deur ek goed of sleg of wonderlik of wat ook al was nie. Niks met dit, niks met my te maak nie. Genade gekry. Soos jy vanmôre op enige en ek wil jou begin help. So enige fase as kind van die Here daai goed in jou kop het, wil ek vir jou sê, is jy verkeerd. God antwoord jou nie meer op meriete nie. Hy antwoord jou nou op genade, op kindskap. Jy's nie meer onder die wet nie. Jy's onder die genade van die Here Jesus Christus. Is dit nie wat ons soms doen nie? Sê maar jy bid en jy vra vir die Here, nou antwoord die Here jou nie. Wat doen jy? Jy gaan soek die sonde om dit te regverdig. Jou teleurstelling, omdat God jou nie wil antwoord nie, wil jy regverdig. En hoe regverdig jy dit? Deur die sonde. O ja, ek het daai dag dit gedoen. Die Here verstaan dit absoluut. Hoe hoor jou werk ons? Die Here jou nie hoor nie, wat doen jy? Jy soek om 'n straf te hê, want die straf maak vir jou meer sin as die vrymoedigheid wat God vir jou gee. Wat doen die wet? Die wet plaas my onder meriete, maar die genade plaas my onder vryheid. Daarom sal jy sien, dit is wat die duiwel doen met my en jou. Onthou, nou is ek en jy in die genade van Christus, nie ons dien die Here. Nou sondig jy, wat doen die sonde? Waartoe vat die sonde jou? Hy vat my onder die wet in. Wat doen die wet? Die wet laat of bring my in gevangenskap, dat ek nou eers weer goed moet doen voor die Here my gaan hoor. Die Here kan my nie hier hoor nie, want dis wat die wet doen. Daarom sê jy sien, as jy gesondig het, begin jy met die Here rede twis. Want jy wag vir 'n straf. Amen. En jy wag dat jy eers weer goed is voor God vir jou goed kom. En ek sê hier die poel bly. Luister wat ek sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Want dis wat die wet doen. Wat het Jesus op die kruis gedoen? Dit is volbring. Hy het vir my, wat het hy vir my geword? Hy het vir my die guns by God geword. Wanneer God na my kyk hy deur Christus, wat sien hy? Hy sien die bloed. Want Christus het die offer geword. Christus is die hoëpriester. Daarom werk die sonde altyd om jou onder die wet te hou. Hoekom dat jy weer dink, jy dien die Here nou weer op meriete en nie in genade. As jy dink die Here hoor jou nie, moet jy vra, hoekom nie? Wat is die sonde, of dit wat jy gedoen het, wat God nie vergewe het nie?
En nou kom jy, nou vir jou sê, nou, as jy nie by die punt kom in die woord te aanvaar nie, wat sê die woord? En as jy jou sondes bely, hy is getrou regverdig om jou te vergewe en jou te reinig van wat? Al jou ongeregtigheid. Wat doen ons? Nou is ek onder die wet. Ek wil nou vir jou vertel hoe ons werk. Nou is ek onder die wet. Nou roep ek na die Here dat iets moet doen. Nou doen die Here, wat doen ek dan? Nou gaan soek ek 'n sonde, wat ek al bely het, wat ek al vergifnis gevra het, en ek regverdig daai sonde, dat God my nie hoor nie. So waar is dan die bloed van Christus, wat jou dan vergewe het? Ja. Nergens nie, want jy dit gaan uithaal. Wat doen die vyand? Nou hou hy jou in die verlede. En ek wil vir jou sê, daai sonde van jou verlede, word 'n sterk man. Wat doen 'n sterk man binne jou lewe? Hy hou jou in gevangenskap. Dis wat hy doen. Jy kan nie gesond word want jy dit gedoen. Ja, kan jou nie antwoord want jy dit gedoen. Maar hierdie sonde het jy al bely en gevra dat die Here jou moet vrymaak. Jy bly in gevangenskap. Want daai sonde het 'n sterk man in jou lewe geword. As jy gaan kyk na die verhaal toe die dak oopgemaak het en dat dit die lamman op die vloer sit. Wat sê Jesus vir hom? Staan op lig neem. Jou sonde is jou vergewe. En daardie was daar genoeg wettiese rituele wat hy kon doen om gesond te word. Ja. Maar wat het hy gedoen? Sy sonde. Hy het homself gedink, hierdie lamheid word geregverdig deur my sonde. So jou genesing, jy staan en dink, ek word nie gesond, die Here hoor my, ek is nie gesond nie, want nou, ek wil nou sê, kyk hoe skeer raak jy, nou regverdig jy hierdie sonde vir hierdie straf. Maar hoe pleit jy nie vir genesing nie? Maar as ons hier kyk, dink jy dien die Here met meriete en nie met genade nie. As jy nou die verhaal van die verlore seun gaan kyk in Lukas 15, wat gebeur? Toe hy terug, wat sê hy? En ek sal my vader se huis gaan. Hy sê nie, ek gaan weer sy seun word nie. Ek sal 'n diensknegt word, want hulle het genoeg. 'n Diensknegt is nie 'n kind nie. 'n Diensknegt dien op meriete. So hy wil nie die vryheid van sy pa hê, hy wil weer onder die meriete kom. As ek hard werk, sal my vader my weer beloon. Ek sal kos kry. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want nou dink ek moet die meriete weer hê. Ek wil nie verlore gaan nie, maar ek sal onder die meriete kom werk. Wat doen die vader? 3 goed, 4 goed, sorry, 3 goed. 1, hy gee hom nuwe skoene, gee hom 'n ring, gee hom 'n kleed. Dan gaan hy verder. Dan slag hy die lam. Wat onthou jy baie keer in die ou tyd, as ons saam geëet het, sluit ons 'n verbond. Jy sal hoor mense, dit as eat. Ons verseël die verbond. Wat doen die vader? Hy maak hom weer 'n seun. Want hy het vry. Waaroor gaan die Here toe die oudste seun terugkom toe sy kwaad? As ek reg, hy sê besef dat sy broer kry al, hy het die vet gemaak, en nou gaan hy, en hy vertel sy vader hoe sleg is sy seun. Maar hy vergeet hoe groot is die vader om te vergewe. Ja. Ek en jy baie keer hou mense se sonde. Hoe durf jy die Here aanroep? Hoe durf jy naby die Here kom? Kyk jou sonde. Maar ek vergeet, moet jy gepleit vir vergifnis, moet jy gesmeek dat die Here jou moet vergewe. Is dit nie? Ja. Nie kom die vader, en hy sê vir die oudste seun in vers 31, wat myne is, is joune. Dit is nie awesome nie. Wat het hy vir die jongste seun gesê? Wat myne is weer joune. Maar die seun wou terugkom onder meriete. Hy het die straf verwag, hy het verwag sy vader moet hom straf. Maar die vader doen, wat doen die vader? Geef hom. Weet jy wat God met jou doen nie?
Die woord sê, as ek my sondes bely, vergewe hy my. Kom ek lees jou daar, 1 Johannes 1 vers 2 sê, kom ons kyk hierdie mooi verhoudings wat sê, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak met die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ek het 'n voorspraak, met ander woorde, God maak dit vir my moontlik. Hy sê, moenie sondig nie, maar as jy gesondig het, moenie onder die wet ingaan nie, bly by die genade. Wat doen die genade? Vers 9 sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en verder, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die vrou in Johannes 8 wat in egbreekplaas hoor, wat het sy verwag toe Jesus opstaan? Toe hy van vra, waar's die wat jou aangekla? Wat het sy verwag? Oordeel. Is dit nie? Want onthou net volgens wet, kon hulle steenig. Kom steenig. Maar wat? En jy sien daar sulke oomblikke, wanneer ons kyk na die Here Jesus, hoe het hy eintlik klaar die Nuwe Testament begin bewerk. Wat sê hy van? Groot ding. Ek veroordeel jou ook nie. Dis nie mooi nie. Sy verwag straf. Hy sê veroordeel nie. Gaan en sondig nie meer. Moenie God dien op meriete nie. Dien hom onder die genade. Amen. Want die voorhangs het dit geskeur en 'n nuwe dispensasie is aangekondig. Ja, enige persoon wat gesondig het, jy kan nie, ek wil net vir jou sê, die beloftes van die Here ontbreek nie. Die woord sal sê in Johannes 14:7 sê hy, en my vrede gee ek vir jou. 27, jy het dit, luister wat ek sê, jy het dit nie. Want die wet kan nie die beloftes van God werk nie, maar die genade werk beloftes. Wet moet ek toe onder meriete, genade maak die beloftes in my lewe. Wat doen genade? Bring die beloftes vir my in. Daarom as jy onder sonde is, en as sonde in jou lewe, is die woord van God nie blywend in jou nie. You don't have it, jy het dit nie. Dit's hier, maar dit lê nie hier nie. Jy kan dit nie spreek nie, jy kan dit nie eis nie, want die beloftes kom deur genade. Amen. Want die sonde steel die woord uit jou hart. En as die woord uit jou hart geneem is, wat leer dit jou? Dit kan nie manifesteer. Kyk hoe sukkel jy om vergifnis te kry. Kyk hoe sukkel jy dat jy weer dink die Here hoor jou. Hoekom? Want die woord is nie iets blywends in jou hart nie. Ons gaan kyk na Johannes 5:38. Johannes 5:38. Wat sê die woord? Net my beter. Ek spreek van dit wat ek my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle sien julle Vader doen. So wanneer Jesus jou rolmodel is, gee dit tog vir jou rigting. Dis wat hy doen. Daarom wil ek baie keer vir mense sê, soms moet jy kyk wie's die Jesus in jou kop. Is dit die Jesus van die Bybel, of is dit die Jesus wat ek geskep het? Want die een in die Bybel vergewe. Die een in die Bybel gee genade, spreek jou vry. Maar die Jesus wat soms in ons kop skep, is 'n harde Jesus. Dis die wettiese Jesus. Die een wat nie vir jou omgee nie. Jy moet jy sakkel vir hy. Jy moet so pleit, so soek na hom vir jou aan. Daai is nie die Jesus van die woord.
O Here, vergewe my, jy lê vir weke en jy karring aan, en jy straf jouself. Wat sê die woord, wat sê die Jesus van die Bybel, en as jy jou sondes bely, wie is hy? Kom, getrou en regverdig, om jou die sondes te vergewe. Daarom wat ek vanmôre by jou wil kom, jy sien, wanneer jy onder die wet is daar beperkinge. Jy word, die wet beperk jou, want as jy goed doen, kry jy, maar as jy nie goed doen nie, doen hy nie vir jou goed nie. Daar wat die woord sê, dat die woord is nie iets blywends binne in jou lewe nie. So wat wil ek hê, die beloftes is blywend. Het al gesien dat soms as jy begin bid, kan ek vir jou sê nie, jy is siek. Jy is so moeg om vir jou siekte te bid, is dit nie. Jy het nou rede gevind hoekom jy nie gesond kan word. Jy het nou die dokter se stem gehoor, jy het jou ma se stem gehoor, dis 'n familieding wat jy wil. Wat jy gesien as jy weer begin bid, wat doen die Heilige Gees? Hy raak drywend in jou. Wat doen jy? Kort voor lang, wat doen jy? Praat jy weer genesing. Want dit raak dan nou weer 'n blywende ding. Jy sien, selfde as wat doen hier? Hy stir die goed in jou op. Elke belofte is ja en amen. Amen. Daarom stir hy jou. Ja, ek het nie vrede nie. Begin bid. Wat doen die belofte? Hy druk jou. Hy werk om wat te roep? Om die vrede van die Here te roep. O Here, ons sukkel. Ons gaan dit nie maak nie. Maar wat doen jy? Nou begin jy bid. En jy begin bid. Want hoekom ek staan en val by my meester? Ek bly by die woord. En die woord sê, God genees. En die Here help. En die Here maak voorsiening. Ek het nie gaan hierdie ding doen nie. Wat gaan hy doen? Dis daar, waar staan jy? Staan jy en val jy by jou meester? Of doen jy dit nie? Maak jy soos die wind waai. Want die duiwel werk met jou, want jy is eintlik niks nie. Jy is eintlik meer werd as alles. Hy het sy lewe vir jou gegee. Is dit nie? Ek het myself nou gaan ek deur 'n ding en ek is unhappy. En dit siekte bly, die goed gaan nie weg nie, so jy bid en jy roep en die ding draai nie. Dan kom die duiwel ons aangestap, is dit nie? O, jy roep die Here aan. Hy hoor jou nie, hy genees nie. Dan hoor die ander ou se stories. Onthou, hy is baie slimmer. Hy speel met jou skaak al baie jare. As jy dink anders te skuif vir jou ding voor jou in. Jy dink, waar is jy, as jy oor die week kry jy presies waar jy was. En dis soos hy jou ken. Nou bid ek en ek bid. Dat ek kan hê, onthou net, daar raak ek opstandig, want hy werk in my om aanstoot te neem teenoor die Here. Hy werk my om kwaad te raak vir die Here. Maar nou begin ek bid, en ek los my nonsens, en ek staan en val by my meester. Wat doen die woord, skep beloftes. Wat doen ek? Nou stir die Heilige Gees by weer. Waar is ek weer? Ek bid weer vir genesing. Ek bid weer vir verlossing. Ek bid weer vir aanraking. Ek bid weer die bloed. Ek bid weer die naam. Ek roep weer die woord. Amen. Want ek word gedryf. Ek word gestuur in my hoekom. Want dis wat die beloftes doen. Want ek sê onder die wet nie, maar onder die genade. Dan sê, laat die woord van die Here blywend in jou wees. Amen. So ek vra vir jou vanmôre, jy gaan deur 'n krisis, jy's in 'n toestand, maar is die woord blywend by jou en val jy saam met jou meester? Staan jy saam met jou meester of gee hom op as die eerste wind begin waai? Wat maak jy, kind van die Here? Daarom as jy goed begin kom, wat sê jy? Ek staan en val by my meester. Ja, amen. Ek kies die woord. Hy sê, daar is vir my genesing. Wat hy sê is, ja, aan hoekom, hy is my meester. Amen. Hy is voorsiening. Hy sal vir my 'n deur oopmaak, is dit nie? Ja. Sê hy nie, ek is die Here God van alle vlees, sou eniging vir my te wonderbaar wees. Dit is so, soms moet ons nie verdeelde harte nie.
En ek wil vir jou sê, as jy eers by daai punt kom, wat jou hart nie meer verdeeld is nie, raak dinge vir jou makliker en beter. Maar hoeveel keer het jy al gebid en gevra, dat jy verdeel daar? Want die een oomblik bid jy 'n storm op, en die volgende oomblik suig jy modder. Wat sê dit vir jou? Jy het 'n verdeel daar, jy maak so. Daar wil ek die woord vanmôre by jou bring. Staan by jou meester. Ja. Ek staan by my meester. Die woord sê daar's genesing. Ek staan by die woord. Die Here sal my helper wees. Ek staan by die woord. Ja. Wat sal die Here vir my doen? Goedheid en guns vir my volk. Wanneer? Al die dae van my lewe. Halleluja. Waar bly ek? Ek staan by my meester. Want my meester is ja en amen. Want elke belofte is wat? Ja en amen. Amen. O Heer, ons aanbid U vanmôre. Dankie dat U God en koning is. Dankie dat U my vrygemaak het van die vloek van die wette en my onder die genade ingebring het. En dat die genade vir my die beloftes blywend in my hart kan maak. Want die voorhang so dit geskeur. Ek het genade by God gevind. Ek is vry in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Amen.